As iemand jou vandag moet vra of Vader jou ken, wat sal jou antwoord wees? Dit is baie maklik om te antwoord of om te sê, maar ek ken Vader. Baie maklik. Want die algemene gelowige sê dat ek ken die Here en ek is tog 'n Christen. Die algemene persoon op straat sê dit ook. Maar ek ken die Here en ek ken sy woord en ek is 'n Christen. Dis die algemene mens. Maar my vraag aan jou is ken Vader jou? Dis my vraag. Ken Vader jou? Want jy sien, ek wil iets met jou deel vandag uit Vader se woord. Want daar's 'n sekere eienskap waar dit kom by die wat Vader ken. In ander woorde, Vader ken jou. Daar moet 'n sekere eienskap wees. Want enige iemand kan sê, ja, maar ek ken die woord en ja, ek ken Vader en ja, ek ken die Here. Enige iemand kan dit sê. Enige iemand kan dit sê. Want hoeveel mense het in die sonnaskool groot geword? Hoeveel mense het groot geword met godsdiens by die skole? Hoeveel mense het nie al gehoor en dan baie sal sê, ja, maar ek ken hom. Okay? Maar my vraag is, ken Vader jou? Dis bietjie heeltemal anderste. Dis heeltemal anders. En baie mense sal dalk sê, ja, maar Vader ken almal op hierdie aarde. Nee, daar's 'n verskil. Nou luister gou-gou wat sê die woord. En ek wil gou hierdie met jou deel. Nou luister wat sê die woord. Ewenwel, die fondament van Elohim staan vas met hierdie seël. So waar lees ek nou vir jou? Ek lees vir jou uit 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 19. Wat sê, ewenwel, die fondament van Elohim staan vas met hierdie seël. So hy praat van 'n fondasie, hy praat van 'n seël. In ander woorde, iets wat 'n seël ontvang, beteken daar's eienaarskap. Beteken dis eiendom. Ek plaas my seël daarop. Dis eienaarskap. Kyk wat sê hy verder. Hy sê dat Jahwe ken die wat syne is. Jahwe ken die wat syne is. Ja, is daarom maar 'n mooi woord. Dis iets heeltemal anders as om te sê, maar ek ken hom, as wat Vader sê, maar ek ken my knegt. Ek ken my kind. Ek ken die persoon wie ek verlos het met my bloed. Ek ken hom. En wat bring jou in daai posisie? Wat is die eienskappe? Wat is die eienskappe wat daar moet betrokke wees? Kom ek lees vir jou verder. Vader sê dat Jahwe ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van die Messias noem. In ander woorde, Vader ken jou. Jy bely die naam van Yeshua. Met ander woorde, jy is gewas deur die bloed van die lam. Want luister nou baie mooi, die woord kom verklaar dit, dat niemand kan die naam van Yeshua bely, behalwe hy wat die gees van God in hom het. Behalwe hy wat gewas is deur die bloed van die lam. Geen demoon sal dit doen nie. Geen sondaar sal dit doen nie. Geen demoniese mag sal die naam van Yeshua bely nie. Sal verklaar dat Yeshua is aanbiddingswaardig, is my verlosser en saligmaker nie. Geen demoon, geen gees van die antichrist sal dit ooit doen nie. Nou sê hy, laat Jahwe ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van die Messias noem, afstand doen van die ongeregtigheid. So hier kom die eienskappe. Dis baie maklik om te sê, maar ek ken Vader. Maar dis anderste om te besef dat Vader ken jou. En wat is daardie eienskap? Daardie eienskap is, ek en jy moet afstand doen van die ongeregtigheid. Wat is die ongeregtigheid? Ongeregtigheid is nou natuurlik sonde. Ongeregtigheid is wetteloosheid. So daar kan nie ongeregtigheid in ons lewe wees en ons verwag dat Vader moet okay wees daarmee en ons maak die verklaring, ja, maar sy genade is vir my genoeg en ag, ek is tog maar sy kindjie. Nee. Dis een ding om te sê, maar ek ken Vader, is 'n ander ding om te sê of om te weet dat Vader ken jou. So Vader ken die wat wandel in geregtigheid. Vader plaas sy seël op die wat wandel in gehoorsaamheid. Dis wat die woord aan my kom verklaar. Jahwe kom plaas sy eienaarskap op die wat die naam van Yeshua bely. Halleluja. En as ek en jy afstand doen van alle ongeregtigheid, en want dis tog wat Yeshua kom doen, hy kom was ons skoon met sy bloed, hy was ons skoon van sonde en ongeregtigheid,
En nou moet ons begin wandel in geregtigheid, in gehoorsaamheid, om die skepper van hemel en aarde te vereer en te verheerlik. Mense, is dit nie 'n pragtige gedeelte wat ek vandag met jou kom deel? En ek wil hierdie met jou kom deel, sodat jy vandag sal besef, maar Vader ken jou. Dit maak die gedagte so bietjie anders te oop. Dis een ding om te sê, maar Vader, ek ken U. Dis 'n ander ding om te weet dat Vader ken jou. En as Vader jou ken, dan kan jy aanspraak maak op sy liefde, jy kan aanspraak maak op sy geregtigheid, jy kan aanspraak maak op sy beskerming, jy kan aanspraak maak op sy hand oor jou lewe. Hoekom? Want hy ken jou. Hy ken jou. Ken jou by die naam. Selfs die hare op jou hoof is getel. Hy weet wie jy is. As jy wandel in gehoorsaamheid en jy wandel in sy weë, wil ek vandag vir jou sê, Vader ken jou. Hy ken jou omstandighede, hy weet waartoe jy gaan, so jy het glad nie nodig om bekommerd te wees nie. Hoekom? Want die seël van eienaarskap is op jou. En as jy Vader se eiendom is, wee die een wat teen jou kom. Wee die duiwel wat teen jou wil opstaan, want jy behoort aan Jahwe ons Elohim. Mag hierdie boodskap vandag in jou gees kom resoneer. Mag jy vandag net besef, maar die skepper van hemel en aarde ken jou. En dit plaas jou in 'n posisie van geregtigheid. So mag jy geseënd wees, mag die lewende God jou toevou met sy beskerming, met sy hand, en mag hy net verheerlik word in jou lewe. Geniet jou Dinsdag, tot volgende keer. Shalom.